Goeiemôre, dit is Dinsdag die 11de Augustus. Vanoggend lees ons verder in Romeine 11. Paulus is hier besig om te vertel dat die Israel nie bevoordeel is bo die ander volke nie, maar ook uiteindelik nie benadeel nie. Hier sê in vers 32: God het almal onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy aan almal ontferming kan betoon. Uiteindelik kom sê Paulus, almal word deur God dieselfde behandel. Almal, as jy na die wet kyk, skuldig, sondig, kan nie hulle self red nie. Maar Christus het gesterf sodat almal wat glo gered kan word. En dit sluit Jode en nie Jode in, Israel en nie Israel, of jy nou Grieke is, of jy nou Romeine is, of jy ook van die Joodse afstammeling is, vir enige ander volk is, dit maak regtig nie vir God saak nie. Ja, sê Paulus baie duidelik in Romeine, ons almal sondig. Niemand kan hulle self red nie. Niemand is in 'n bevoordeelde posisie om van geboorte gered te wees nie. Ons word gered deur ons geloof in Jesus Christus. God het almal onder die ongehoorsaamheid ingesluit. Ja, hy straf alle mense se sonde, sodat hy aan almal kan ontferming betoon, sodat elkeen wat in Jesus Christus glo gered kan word. Daarmee kan ons gaan verkondig en vertel met blydskap, met vreugde, met hoop. Daar is genade, daar is ontferming vir almal. Dankie Hemelse Vader dat ons weet, U is genadig. Ja Here, ons besef dat ons sondig is, dat ons as ons na U wet kyk, as ons na U woord kyk, staan ons skuldig voor U. Here, kan ons nie onsself red nie. Dankie dat U uit genade 'n plan gemaak het deur Jesus Christus, self mens geword het, vir ons in die kruis kom sterf het en die straf vir ons sonde gedra het. Here, hy die dood uit opgestaan het, sodat ons kan weet, ons sal ewig saam met U lewe. Mag ons met vreugde hierdie boodskap ook verkondig in die wêreld. Mag dit vir ons hoop gee, ook in swaar tye van ons lewe. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, in besonder vir hulle wat siek is, in hospitale, wat by die huis aansterk. Ons bid, Here, vir hulle wat hartseer is, wat alleen is. U ken elkeen se uitdagings, se vrese, se hoop. Ons plaas dit in U hande. In Jesus Christus se naam. Amen.